Julle is awesome. So Rivando en Stefan, julle moet nou mooi oplet vandag. Waar's Rivando? Hoe kort kan ek bedien en julle moet dit net so doen? Dis profeties wat ek het sê, hoor. Ek weet of ek dit gaan reg kry nie. Ek sal my bes probeer. Dan sê kom ons vat ons Bybels en ons hou dit in die lig. En jy kan die volgende agter my aan sê. Hierdie is my Bybel. Dit is die woord van God. Dit help my om te deel met my verlede. Dit gee my rigting vir die toekoms. En dit help my om nou betekenisvol te lewe. Kom ons laat sak die woord en in die hart van Pinkster, kom ons gaan na Handelinge 1. Die disippels is de mekaar. Ek dink as ek een van die disipeltjies was, het ek daar in die hoekie gesit en gehuil. Ek weet nie wat sou ek gedoen het nie. Jesus sou nou eventueel in Handelinge 1 opvaar hemel toe, maar ja, daar het hom, dis baie traumaties. Wie van julle is al deur 'n traumatiese ding in jou lewe? Ek dink die meeste van ons, né? En die disippels moes daai trauma beleef het. Jesus sê vir hulle in Johannes 14. Voor Johannes 14 sê vir hulle, een gaan hom verraai, een gaan hom die is verraai, wat is die ander woord? Verloon. Hy gaan weg. Die ouens is in skoktoestand en dan word Jesus nog gekruisig ook. Die disippels harte weg toe dit gebeur. En daar's 'n rede daarvoor, glo ek, dat Jesus alleen gekruisig moes word, want ek dink hulle sou die ander disippels saam met hom gekruisig het. En dan sou ons moes gesê dat die wêreld is gered deur Jesus en sy 12 apostels, of sy 11 apostels wat oor was. En dis nie hoe dit moes gewees het, en Jesus moes dit gedoen het. En ek glo die disippels het hierdie absolute trauma beleef. Jesus het trauma beleef. Hy het bloed gesweet. Hy is deur 'n ontsettende tyd van gehoorsaamheid aan sy Vader om vir my en jou te sterf aan die kruis. En dan sien ons in Handelinge 1, Jesus het opgestaan, hy is vir 40 dae het hy tussen die mense beweeg, en dan sien ons daar, ek gaan vir jou net so 'n paar verse daar lees, ons begin by Handelinge 1, vers 1, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Miskien net vir 'n oombliekie stop, vir jou wat 'n Bybelskoolstudent is, dit is Lukas wat hier skryf, Lukas skryf van Theophilus. Theophilus was 10-1 sy slawe-eienaar gewees. Ons vermoed dat Lukas was 'n slaaf. En hy het vir Theophilus gewerk, want die dokters of die medici van daardie tyd was slawe gewees. Baie van hulle was slawe. So, die eienaar het hom laat oplei as 'n tipe van 'n dokter, weet jy, bossie dokters, ek weet nie wat het hulle gebruik daai tyd nie. Seker nou nie sangomas nie, maar en so hy moes baie mooi kyk na sy eienaar, dat sy eienaar nie sterf nie. So ons vermoed dat Lukas was 'n slaaf of 'n dienskneg of wat jy dit ook al wil noem. So hy bring 'n terugvoering aan Theophilus. Hy vertel vir Theophilus wat hy nou alles gesien het, want hy het die boek Lukas ook natuurlik geskryf. Nou sê hy verder, hy sê oor alles wat Jesus begin doen en leer het, vers 2, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Hoor mooi, hy het vir hulle bevele gegee deur die Heilige Gees, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God met hulle gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. So dit was Christus se belofte aan hulle gewees. Vers 6, die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Hier kom die eindtyd ouens, jy weet die ouens wat nou dispensasioneel kyk na die skrif. Here, wat gaan gebeur met Israel, die nuwe Jerusalem, al die goed.
Ek dink dis waar Haggy al sy inlik, nee, ek lees sy goed. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Here deur sy eie mag bepaal het nie. Ons het dit ook nou uitgevind laas jaar toe die wegraping voorspel is. Hy sê, Jesus sê vir hulle, kyk verby daai goed. Maar, dis vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Nou, jy gaan dit nou nie kan sien nie in my Bybel nie, maar ek het hier by my Bybel om gehighlight, en toe het ek met rooi gaan pyltjies maak. Sien jy die pyltjies, ek weet nie of ek kan sien nie, Herman. Oom Herman, kan jy sien hierso? Ek speel sommer. Die pyltjies wys so, dit gaan so alle kante toe. Want eintlik al wat hy hier sê, is hy sê, wanneer ek en jy met die Heilige Gees gedoop is, kyk, ons kan nou diep analise gee oor wat hy hier sê. No problem, dis reg so. Maar eintlik wat hy maar net hier sê vir my en jou wat het gewone mense is. Luister, jy gaan die Gees van God ontvang en dit beteken jy moet my getuie word. Nie net in die Wesmoed nie, maar ook aan Daniel se kant so. Jy moet daai hekke oopmaak by die tonnel en jy moet deurgaan. Jy moet daai kant ook die woord gaan verkondig soos Madeleine hulle, maar nie net daar nie, ook Brakpan Springs Vereniging, welkom, Bloemfontein, en dan die van julle wat die geld het, selfs klim 'n boot en ry oor see en gaan doen dit. Dis eintlik wat hy sê. Herman hulle Malawi, Zambië, waar daar al gemeentes geplant en gebou is. Ek het die wonderlike voorreg gehad, Kola het met ons 'n bietjie kom gesels met ons leraar wegbreek. Mensig, dit was 'n blessing hoor. Dit was 'n blessing, net daai 20 minute wat hy met ons sit en praat. 'n Man met baie visie. So ons gaan net tot hier lees, tot by vers 8. So ons sien hier, daar word aan hulle beloof die Heilige Gees. Ek onthou toe ek gedoop is met die Heilige Gees, ek moes verby al my resepte kom. Ek het as 'n jong man gesoek na die Here. Mensig. Ek het gehoor van hierdie doping met die Heilige Gees en dit was my hierdie realiteit, maar ek het nie geweet om dit te ontvang nie. Ek het nie geweet dat die Gees van God al reeds in my is nie. Ek het dit nie verstaan nie. En dit het my gekos toe ek vir diensplig gaan en nie my Bybelstudie materiaal saamvat nie. Nie my resepie saamvat, wat ek gedoop is met die Heilige Gees. Die Here werk nie met resepte nie. Hy werk nie met ons resepte nie, hy werk nie met die 10 gebooie nie. Die 10 gebooie is nie 'n resep om God te dien nie. Dis net 'n riglyn. Hebreërs 10 sê dit is net 'n skaduwee van dit wat sou kom. Julle sal sien, ek weet nie of Zelda vanoggend is nie, sy's 'n bietjie siekerig geweest gisteraand, maar julle sal sien as Zelda nou hier verbygestap kom, na hardloop ek agter 'n skaduweetjie. Ai, ek like jou skaduweetjie. Nee, ons doen nie dit nie. Ek gryp haar vas. Né? Ek sê verlief op haar skaduwee nie, want hy kan in all shapes and sizes kom, né? Teken so lank en maar teken kort en staan jy? Dis net 'n wegwyser na haar. As ek en sy 'n wegkruipertjie speel. Kyk, 'n vrou wat wegkruipertjie speel, wil hê jy moet haar vang. En sy staan nou daar, kruip my weg. Daar agter 'n gebouetjie of 'n boompietjie. Dan hou ek dop, waar is haar skaduweetjie? Want dan weet ek sy's agter die boom. So, hoe het ons Jesus gevind? Ons het na die skaduwee gekyk, die wet, en die wet het ons heen gewys na Christus toe. Dis die kosbaarheid. En ons het die Gees van God ontvang. En dis die Gees van God wat my en jou lei. Ek wil weer eens vanoggend vir jou sê, ek gaan probeer kort preek, ek weet nie of ek dit nou gaan regkry nie. My inleiding is nou te lank, Rivando. Ek wil weer eens vanoggend vir jou sê, dat wanneer jy Christus dien, is jy heiliger as iemand wat onder die wet is. Baie heiliger. As jy dit kon meet. Jy kan nie dit sê nie, hulle onderhou nie, is die Sabbat op die regte dag nie. Ek sê nou vir jou, as jy Christus onderhou, is jy heiliger as die onreines wat die wet onderhou. Want Paulus sê in Filippense, hy sê, julle is soos honde. Julle wat onder die besnydenis is. Dit beteken nie, julle is sleg nie, beteken net, julle is onrein. Dis wat Paulus iemand noem wat onder die wet bly. Maar as jy onder Christus is, kry sonde 'n nuwe betekenis.
Jesus sit die bar baie hoër. Hy sê die wet sê as jy met 'n ander man se vrou omgaan, het jy egbreek gepleeg. Hy sê ek sê net vir jou, as jy net vir 'n ander vrou kyk, het jy egbreek gepleeg. So Jesus maak die wet so streng. Dis ek moet vir mense sê, good luck as jy dink die wet kan jou red. Jy's nie heilig nie. Jy raak jy's heilig as jy Christus dien. En jy's in Christus. Dis hoekom hy oor die 84 keer sê in Christus in die Nuwe Testament. Ons is in Christus. En alles wat gebeur rondom die drie-eenheid, gaan daaroor om vir my en jou God te kom openbaar. Jesus kom openbaar die Vader in Johannes 14. Net Johannes 14 tot 16 kan jy gaan lees. Ek wens ons kom vandag by stil staan. Net so kom die Heilige Gees en hy herinner ons aan alles wat Jesus ons geleer het. Want ek en jy moet doen dit wat Christus doen. Ons word gevorm in die beeld van Christus. Christus is die beeld van die Vader en hy is die beeld van die Heilige Gees, maar streng gesproke word ek en jy nie gevorm in die beeld van die Heilige Gees nie. Ons word nie gevorm in die beeld van die Vader nie. Ons word gevorm in die beeld van Christus, sê Paulus vir ons in Efesiërs. So Jesus is die een wat afgekom het in die Godheid, om God aan my en jou te kom openbaar. En toe Jesus opvaar hemel toe, het die Heilige Gees daardie taak oorgeneem. Hy het gesê, okay, nou is ek hier, ek gaan nou vir julle bietjie iets anders wys nie. Die Grieks, ek het nou nie die Griekse woord by my, en hy sê dat hy's van dieselfde soort, toe hy afkom. As jy kyk na die Griekse woord, hy's nie iets anders nie, hy's van dieselfde soort, hy kom openbaar Christus aan my en jou, en daardeur kry ons ook 'n openbaring van die Vader. As jy vandag sê, maar toon my die Vader, al wat ek vir jou kan sê is, kyk na Christus, dis wat Jesus ook vir sy disippels sê. So ons sien, daar is al reeds Christene wat gered is, hulle gaan kerk toe, ek gaan 'n bietjie aflees wat ek geskryf het, dat ek net op my punt bly. Hulle lees Bybel, hulle het die Here lief, maar diep binne voel hulle, daar moet meer wees. Wie het al ooit gevoel, dat ek soek meer? As jy is te bang om my hand op, dis nie, hy gaan my vorentoe, hy gaan vir my bid, nee, ek gaan nie, jy kan my hand opsteek. Daar's hy. Kyk na die disippels, hulle het Jesus al reeds gevolg. Hulle het sy leringe gehoor, hulle het sy wonderwerke gesien, hulle het homself gesien as die verreëse, as die opgestane Christus. Hulle het hom al reeds gesien, maar Jesus sê vir hulle, gaan wag in Jerusalem. Ek het geen, ek wil nie sê geen genade nie, maar ek weet nie om dit vir iemand te sê, en as iemand vir my sê, maar hy soek die Here in sy lewe, sê ek vir my, hoe soek jy in die kerk nie? Nee, hy is te besig. Jy sien, want ons lees die skrif verkeerd in Jesaja 40, waar die Here sê, gaan wag op my. Hy sê, so, dat jy soos 'n arend op die vleuels van die wind kan vlieg. As hy dit vir my en jou sê, dan sê hy nie, ek en jy moet vir die Here sê, gaan wag, ek is besig nie. Baie mense lees hom so om, Here, wag jy, ek is te besig. Ek kan nie nou die dinge van die Here doen nie. Ek kan nie selgroep bywoon, ek wil nie kerk bywoon nie, ek kan nie stilte, ek is te besig. En ek en jy dink ons gaan iets van die Here kry. Ek sê net vir jou, ons sal niks van die Here van hom kry nie. Niks. As hy niks vir jou gee nie. Daar's 'n plek wat ek en jy op die Here moet wag. Dis net so. Ek en jy kan watter verskoning gebruik. Nee, ek moet die hoenders kos gee. Ek moet die varkies se hokke skoon spuit. Ek moet dit doen, ek moet dat doen, ek moet die gras sny. As ek en jy nie tyd vir die Here gee nie, ons sal net nie op 'n plek kom waar ons regtig die Gees van God se dinamika in ons lewe sal beleef nie. Ons sal voortploeter. En ek sê dit nie net vir jou nie, ek wens dit leraars vandag gesit, ons leraars doen dieselfde. Ons sit in vergaderings en ons sit in snert gesels. Hoe kan ons gemeentes vol kry? En ons vergeet dit gaan oor die passie wat ons vir die Here moet hê. Heel eerste, 'n passie vir God. Daar's niks wat die Heilige Gees kan vervang nie. Daar's niks anders wat ek en jy kan doen nie. Moenie net kyk na groot kerke en dink, okay, dis seker die Here wat daar werk. Jy weet, dan is die paus die mees effektiefste van die lot. Hy het die meeste mense wat hom volg. Dit gaan oor die passie van God. As jy 'n selgroep wil begin, is daar iets in jou wat mense trek na jou toe? Is jy teachable? Is jy bereid om te leer? Kyk wat die Here vir jou sal doen. Raak 'n warm, passievolle mens. Nie 'n sopperige mens, jy kry die sopperiges ook.
En nie almal van ons hou van sop nie, so jy gaan nie so ou volg nie. Ek wil 3 dinge oor die Heilige Gees met jou deel. Eerstens, die Heilige Gees gee krag vir dit wat jy nie self kan doen nie. Ek sê nou jy, ek is eintlik ons, né? Die Heilige Gees gee die krag. Pragtige skrif, van julle weet al presies waar ek gaan lees. Sagaria 4, vers 6, waar hy praat oor die salwing, en die salwing verduidelik. Hy sê, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskares. Mensig, dis die Here wat dit hier sê. Hy sê, dis nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees. Ek wil jou vanoggend kom bemoedig. As die Gees van God aktief in jou lewe besig is, as jy verstaan wat dit is, om oor te gee aan die Heilige Gees, sal jy sien, jy hoef eintlik baie min te doen, as die Gees oorvat, en mense deur jou bedien, en mense trek. Neville Norden het ons 'n ding geleer, hy het altyd gesê, altyd, hy leef nog, maar hy sê dit, hy sê, die Here gee vir jou die platform van bediening, nie jy self nie. Hy sê, jou gees trek mense se gees na die Here toe of nie. Jy moet besluit. En as ek en jy sê, ons het die Heilige Gees in ons, iemand het dit eendag gesê, het my so getref, dat ek en jy dwing partykeer die Heilige Gees om goed saam met ons te doen, want hy woon in ons. Is dit nie so nie? As ek en jy besef, die Gees van God is in my. Daar's iets van 'n misterie oor die Heilige Gees. Ja, so 'n klomp mense wat vir jou sal sê, ek dink kom ons sê in die kamp van John MacArthur sal vir jou sê, die dag met wedergeboorte is jy al reeds gedoop met die Heilige Gees, en dan kom ons hel nou oor na die ander radikale kant, toe die Pinksterkant sal vir jou sê, nee, dis 'n volgende gebeurtenis. Ek wil vir jou sê, altwee is reg. Daar's iets van die misterie van die Heilige Gees wat ek en jy probeer uitwerk soms en in ons hak vas. Ek het nie met 'n resep die Heilige Gees ontvang nie. Ek kan dit vir jou sê, met oorgawe. Ek het al reeds die Here gedien, maar toe ek gedoop is met die Heilige Gees, ek kan nie vir jou sê presies hoe dit werk nie. Al wat ek vir jou kan sê is, toe die disippels die woord van God bring nadat hulle gedoop is met die Heilige Gees, en uit die skaar word die mense diep in die hart getref in Handelinge 2, en hulle sê, wat moet ons doen? Wat sê Petrus vir hulle? Petrus is 'n visserman. Hoor wat sê in Handelinge 2, 38, hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ons gaan hom so lees, in die moderne era, ons wil sê, bekeer julle, ons het maandag aand 'n bekeringsklas, wat julle moet bywoon, en dan, as julle dan tot bekering kom, gaan julle volgende week leer oor die doop, ons gaan julle dan 'n bietjie skrif gee oor die doop, en dan gaan ons julle leer, derdens, ontvang die gawe van die Heilige Gees, ons gaan dan 'n klas of 2 aanbied, om vir jou dan net te leer, om gedoop te word met die Heilige Gees, en by daai klas gaan ons vir jou bid vir dooping met die Heilige Gees. Dis wat ons baie keer doen, en van julle kon dalk die Heilige Gees ontvang het. Ek sê nou vir jou, die Gees van God werk op Kairos tyd. Nie menslike tyd nie. As jy dit besef, verstaan jy dit. Hy werk nie op Kronos tyd nie, hy werk op Kairos tyd. Ek kan nie die Gees van God in iemand se lewe ryp druk nie. Ek kan vir iemand net bid, onder leiding van die Heilige Gees, nie onder leiding van my program nie. Dis die plek waar God intree. En dis hoekom ek gesê het, ons mannekamp is gees en lewe. Ons werk nie na 'n Sondag om vir mense te bid vir doping met die Heilige Gees of Saterdag aand nie. Dit kan Vrydag gebeur terwyl jy jou kos sit en eet voor die eerste sessie. En as dit nie met jou gebeur nie, gaan ons nie na tyd vir jy sê, jy weet, Herman was nou daar, hy is so toe vir die Here. Ja, sal nie dit doen nie. Sal dit nie doen nie. Ek weet in my journey met die Here. Ek weet hoe dit voel as jy tussen ander mense staan en raak op jou senuwees, want hulle gaan 'n bid vir doping met die Heilige Gees en jy weet nie wat om daarmee te maak nie. Ek moes leer om nie narcissisties te wees waar dit kom met die Heilige Gees en om voor te skryf wat hy moet doen nie. Sy arm te probeer draai. Daar's 'n plek van 'n goddelike oomblik. Ons het Vrydag 'n begrafnis gehad.
Frans Lotriet wat ons begrawe het. Ek sê nou nie van oom Frans nie, want hy het nog baie jonk gelyk, op 72, lyk soos Tom Cruise, maar hy lyk nog jonk. Jy weet, en het mense die Here aangeneem. En ek beskou dit altyd as 'n Kairos oomblik, 'n goddelike oomblik. Niemand het voor die tyd bespreek, hoor jy, oor 'n jaar van nou gaan ons hom begrawe, en dan gaan daar 'n klomp mense tot bekering kom nie. Daar is seker goed wat die Here net doen op daai oomblik. Dis nie omdat jy dit beplan het nie. Want dan kom ons op daai plek uit dat ons vir die Here sê, wag jy, Here, dat ek my lewe lei, en ons vergeet die Here sê, wag jy vir my, dat ek jou kan help. En dan deel ons die Here in volgens ons kronologiese program, en dis kerkhou, dit wat ons hier doen, kan eintlik baie boos raak. Dat ons dink, dis net hier waar dit kan gebeur. Nee, dis nie net hier nie. Ek is baie keer verstom as ek kyk hoeveel mense kom woordskool toe. Sê ek, wauw Here, hier's 'n geleentheid. Ons gee lering nie, maar kan ons hier die mense bedien nie? Hier sit mense wat bedien kan word. En dis eintlik waarna ons werk, jy weet in die woordskool is, om vir mekaar te bedien. Dis hoekom ons in klein groepies opdeel in die woordskool. Net 3 kwartier tot 1 uur klas gee, as dit nie ek is wat klas gee nie, die ander wat so mooi kort bedien. Dan gaan ons in 'n klein groepie en ons kan mekaar bedien daar. Vir mekaar net omgee. Dis hoekom die liggaam van die Here daar is. So punt nommer 1 is die Heilige Gees gee krag wat jy self nie kan doen nie. Jy kan nie self heilig leef nie. Jy kan nie self konstant sterk wees nie. Jy kan nie self geestelike vrug produseer nie. Hoor mooi, dis geestelike vrug. Jy kan nie self mense verander nie. Dis die Here wat dit doen. Jy kan net ween vir mense. Jy kan net God se hart soek vir mense. Jy kan net bemoeienis maak met mense. Jy kan net omgee vir mense. Maar dis die Here, dis sy Gees wat mense verander. Tweedens, miskien voor ek by die tweede punt kom, ek het 'n slagspreuk neergeskryf. God het jou nie geroep, wel, vir my 'n slagspreuk. God het jou nie geroep om net te probeer nie. Hy het jou geroep om bekragtig te wees. Ag, ons probeer maar net. Ken jy die? Ja, deur die genade, my ou vriend, jy weet, ons probeer maar, jy weet, ons stap maar hierdie pad van stryd. En, ja, daar is 'n pad van stryd. Maar God het jou bekragtig om in daardie stryd vir hom iets te beteken. En dis vir my die mooi, dat die Here baie keer stikkende mense gebruik om ander te bedien. Staan Vrydag aan daar, by Giel en Madeleine en die res van hulle span. En ek kyk na die ouens wat daar bedien, en ek sê nou nie almal wat daar bedien is stikkend nie, maar ek weet van hulle stikkend. En ek sê vir my vrou, wow, is dit nie wonderlik, hoe stikkende mense kan bedien nie. Dit is so mooi, daai gebrokenheid wat ek en jy soms net het, om te sê, Here, wow, ek is nie in hierdie equation eers nie, as dit van my afhang het, kon ek niks doen nie. Dis U wat dit doen. Ek dink van julle wat op sending was, toe jy terugkom, toe kan ons jy nie contain hier nie. Jy wil alles bekeer en oral help, en van julle tot vandag toe is konstant in die bediening betrokke. Daar's 'n kontinuïteit in jou verhouding met die Here, want eers het jy net as 'n gewone gebroke mens gegaan, bietjie sendingwerk gaan doen, die Here beleef en teruggekom vol van die vuur van die Heilige Gees. Baie van ons sukkel om die vuur van die Gees van God in ons lewe te beleef, want ons doen niks vir die Here nie. Ons sit maar en wag dat die Here iets moet doen. Die Here werk nie so nie. Sy Gees volg altyd die evangelie. Ek kan vir jou een ding sê, voor ek gedoop is met die Heilige Gees, het ek met my pelle gesit in die peloton en hulle vertel, of ek het hulle laat luister na John MacArthur daai tyd. Ek het 'n radiootjie daar gehad en sê, luister na wat hierdie ou preek. Daar was iets van my kant af na 'n soeke na die Here en om die evangelie te versprei op my manier. En ek het nie presies geweet hoe nie. En weet jy wat? Die Here het my tegemoet gekom en het my gedoop met sy Gees. En ek verander soos dag by nag. Ewe skielik is daar vrymoedigheid en die ouens kom tot bekering wat ek voorheen nie kon regkry nie. Ek wil jou regtig bemoedig. Punt nommer 2 is die Heilige Gees bring verkoking. Verkoking is die Bybelse woord vir herlewing. Hy bring herlewing in jou gees. Veral waar jou siel moeg geword het. Dit laat my dink aan uitgedroogde saad. Het jy al gevoel in jou lewe dat jy het woord ontvang? Wie het al woord ontvang in sy lewe? Baie van ons het al woord ontvang, profetiese woord uit die Bybel uit,
of jy het al vir mense woord gegee, of God het al goed vir jou gewys, en het vir jou skrif gegee, en het vir jou leiding gegee, en het vir jou 'n visie gegee, en het voel vir jou droog. Wie het al gevoel dat daai woord is droog? Dit het nie gebeur nie, daar's nie, maar die Here het my dan nou hierdie woord gegee, hoekom het daar nou niks gebeur nie? Wat is woord? Woord is saad. Baie van die plante voor hy weer homself herplant, sy saad moet eers uitdroog. Hy moet eers uitgedroog word. En miskien sit jy vandag met uitgedroogde saad in jou lewe en jy dink, maar hoekom wil God niks doen nie? Hierdie saad voel droog. Die saad wag vir die Heilige Gees. Daai woord sal nie ledig terugkeer in jou lewe nie. Daardie uitgedroogde saad, daardie woord. As ek en jy die Heilige Gees toelaat om dit te benat, te sê, Here, hier is ek. Vader, ek gee my lewe opnuut aan U oor. Here, kom doen met my wat U wil. Jy sal sien, God sal jou nie in die steek laat nie. Ek wil vir jou skrifgie lees, Handelinge 3. Ons sien Petrus en Johannes wek hierdie krepelman op. Dit maak beroering onder die mense. Die Sanhedrin hou hulle dop sien en jy weet BBC, almal is daar, almal kyk wat daar gebeur. Dit gaan op Facebook, Twitter, TikTok. Almal sien wat hulle doen met hierdie ou en hulle kan sien hierdie is genuine wonderwerk. Dis nie van ons maak asof dit 'n wonderwerk is nie. Dis genuine wonderwerk. Ek het al gesien dat ouens vir mense bid dat hulle nie meer met 'n kierie loop nie, maar dan loop die ou nog steeds so skeef. Ons noem nie dit genesing nie. Ons noem dit massa-hipnose. Ja, jy het gewerk. Nee, hy het nie gewerk nie. Nee, daai is nie gesond nie, hoor. As hy regop loop, dan is hy gesond. Maar hier, toe hierdie ou sy kierie neersit, toe het hy nie weer sy kierie nodig nie. Toe loop hy hom so en swaai. Hy's gesond. En hulle het dit gesien. En dan kom Petrus en hy praat met hierdie ouens. Hierdie klomp godsdienstiges wat vashou aan die wet, wat vashou aan dogma en kerkisme en noem dit. En hy sê vir in Handelinge 3. En nou, ek glo hy het dit vir hulle gesê, want Jesus het in Lukas 22 vir hom gesê, ek bid vir jou dat wanneer jy tot bekering kom. Jesus het dit vir Petrus ook gesê, né? Op 'n stadium. So Petrus het iets verstaan van bekering. Hy sê vir hulle daar in Handelinge 3:19, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Hoor mooi, tye van verkoeking van die aangesig van die Here. Hy sê, kom tot inkeer. Wat beteken dit as jy tot inkeer kom? Jy dink oor iets wat jy gedoen het. Jy dink oor jou lewe. Daar's net so 'n bietjie 'n introspeksie. Jy 'n draai na my innerlike wese en ek sê vir myself, en ek is eerlik oor myself, is ek op die plek waar die Here my wil hê? Is my fokus werklik waar op die Here? Ek het so bekeringsoomblik beleef, 3-4 jaar terug. Sit in al hierdie goed oor missie en visie en wat is hoe moet die gemeente vorentoe gaan? Ouens daag my uit, jy moet 'n visie en 'n missie en kernwaardes en dit is so, ek stem saam. En die Here wys my hoe ek agter Christus staan en oor sy skouer loer. En ek sê, Here, en ek het dit van julle al vertel. En ek sê, Here, wat beteken dit? Hy sê vir my, hou op om oor my seun se skouer te loer. Ek sê, Here, maar wat beteken dit? Hy sê, jy wil vir die herder sê waar hy moet loop. Volg my seun. Julle, dis 'n bekeringsoomblik in my lewe. Ja, ek is wedergebore, maar daai is 'n bekeringsoomblik wat jy besef. Here, my vleeslike visie waar ek met my vleeslike hande kan bykom en dinamies kan klink, beteken niks vir u koninkryk nie. Dit sal verbrand voor die aangesig van God as ek eendag voor hom staan. Sy vraag aan my sal wees, het jy die goeie herder gevolg? Het jy die goeie herder gevolg? Of het jy jou eie ding gedoen? Ek wil jou vandag kom bemoedig. Dis wat doping met die Heilige Gees is. Nee, van is baie meer as dit. Ja, sonder doping met die Heilige Gees gaan jy sukkel om die herder te volg. Jy gaan hom volg met jou eie insig. Jy gaan hom volg met jou eie dogmatiese leerstellings.
Maar as jy die gees van God in jou het jy die hart van Christus. Dis deel daar. Ek sê nie dis alles nie, maar dis deel daarvan. Jy volg die hart van Jesus. Jy doen op 'n ander manier besigheid. Het jy al ooit vir jou gesê, ek gaan vandag gehoorsaam wees in die Here, en dan gebeur daai dag en jy stap weg, jy sê, nou het ek al weer daai ou gevloek, en ek het daai ou dit gesê, en daai ou nou weer dit gedoen. En dis my reg, jy weet, ek het daai fight daarom gewen. Jy kan baie keer die fight wen, maar die persoon verloor. Maar as jy Christus volg, en die Here gee vir jou hart vir iemand, dit maak dit heeltemal anders. Ek het nou nog 'n blaps begaan met iemand. Regtig 'n groot blaps. En weet jy wat? Ek sê dit maar net vir jou, dat jy kan sien, ons almal maak maar foute. Ek moes gaan en sê, ek is regtig jammer, vergewe my asseblief. En weer daar trane in hierdie persoon se oë, soos wat die Here besig is met die persoon te werk. En ek sit dan, ek huil saam. Sê Here, baie keer is ek so besig, dat ek die hart mis. Ek mis dit wat jy wil kom doen. Want ek is so program driven. Ek vergeet en ek kyk oor die skouer van Jesus en ek wil vir hom sê waar hy die wyding moet gaan kry en waar moet hy moet. Nee, pas op vir daai stroompie, loop daar. Dis was nou meer wys om oor die brug te stap, Here. Hoekom wil jy met ek nou deur die stroompie loop? Want hy sê, al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, jy hoef nie geen onheil te vrees want ek is met jou, my stok en my staf. Die vertroos jou. Daar's seker goed wat die Here met my en jou, hy gaan ons toets. So tweedens, die Heilige Gees bring daai verkoking, daardie saad word ontkiem. Jy sien, as hy praat van daai tye van verkoking, ek kom tot inkeer, ek kom tot bekering, dit beteken net, in myself draai ek my weg van dit af wat my fokus steel van die Here. Ek sê nie meer vir die Here, wag, ek wag nou vir die Here. En ek het dit al vir jou verduidelik, Jesus kom aangestap en dit is al wat bekering is, Jesus kom aangestap na jou toe, en hy stap verby en jy draai net om en jy stap net agter die herder aan. Dis wat bekering is. Ons het van bekering so vleeslike ding gemaak. Jy weet, ek weet, dis 180 grade opwees. Opwees draai jy 180 grade om. As jy verlief raak op hy meisietjie of hy seentjie, as jy op skool is, jy draai 180 grade om. Jy kyk nou waar eet sy pause haar toe broodjies. Jy hou vir haar dop om die hoekie as jy ek is, want ek was baie skaam. Jy kyk vir haar, sonder as jy weet jy kyk vir haar. Jy verstaan? Jy kyk so onder deur die broodjie vir haar. Maar jy fokus op haar. Dis wat bekering is. Dis 'n liefdesverhouding. En jy begin net Christus te volg, want dit is net die beter pad om te stap. En dan sê hy daai tye, die woord tye daar, is die woord kairos. Ek het dit nie geweet nie, ek het dit gisteraand uitgevind. Toe ek dit lees, ek kom gaan kyk bietjie wat is hierdie woord vir tyd. Dit is vragtig kairos, God se tyd. So jy beleef God se tyd van verkoking, wat van die aangesig van die Here kom. As jy besluit om Jesus te volg, sy tyd van verkoking, nie jou tyd nie, nie hoe jy dit beplan nie. Kom ek gaan na punt nommer 3 toe. Die Heilige Gees maak Jesus 'n werklikheid in ons lewens. Ek gee nie om wie wat vir my sê nie. Ek weet ons aanbid 'n drie-enige God, obvious, maar die een wat aarde toe gekom het en gemanifesteer het in 'n liggaam, was die Here Jesus Christus. Peter met die lering van Christus, en jy is besig om te dobbel met jou saligheid. Kan dit nooit doen nie. Hy het 'n maagd gebore. As jy dit nie glo nie, is jy verlore. As jy nie glo in die wonderwerke wat Christus gedoen het nie, you are lost. Want hy moes wonderwerke doen, daar moes wonderwerke deur in plaas vind dat mense kon sien, hy's 'n bonatuurlike wese. Ek glo dis een van die redes. Ek moet kan glo dat hy gesterf het aan die kruis, en meer as dit, ek moet glo dat hy opgestaan het. Ek moet dit glo. Ek moet glo dat hy die leraar van geregtigheid is. Ek moet in hom glo, ek moet glo dat hy die seun van God is, en ek moet glo dat hy ook God is. En dis wat die Heilige Gees my kom leer, en dis wat Jesus my leer, wat die Vader aan betref. Hy wys my na die Vader, die Heilige Gees wys my na Christus. Dis maar nou in my leuke taal, hoe ek dit vir myself uitmaak. Maar ek kan nooit Peter aan die lering van Christus nie. Ek moes myself leer, en ek het dit al vele gesê, ek moes myself leer, wat die definisie betref van liefde, genade, geregtigheid, geloof. Ek moet die hele tyd werk aan daai definisies in my lewe. Want ek is 'n mens, ek kan nie die volheid daarvan verstaan nie. As ek 'n bietjie vlees insit by liefde, het ek moeilikheid.
Ek moet die hele tyd my definisie, ek wil amper sê herdefinieer of aanpas. Nie aanpas nie, laat groei. Ek moet die hele tyd leer by die Here en leerbaar wees, dat hy vir my kan sê, dat ek die Gees my die insig kan gee, wat ware liefde is. Want dit is net so, dan het ek 'n vleeslike idee van wat liefde is. En dit bring my uit by die Here Jesus Christus. Ek moet die hele tyd myself vra, wie is Christus? Wat is Christus? Hoekom is hy God? Hoekom is hy die seun van God? Dis belangrik. Die Here het homself verneder. Ek luister gister na een of ander apologist en hierdie persoon praat van hoekom het Jesus 'n gender? Was seker 'n safe space waar hy gepraat het, of hulle nie, maar ja, in elk geval. God stel homself voor as 'n vader. Hy maak homself familie van ons. En as die duiwel kan regkry om daai familieband te breek, as hy regkry om die identiteit te breek, het hy jou. Hy het jou. Ek het al met jou van julle gedeel oor 'n prediker wat my sê, hy noem nie God sy vader nie, want God is God. Toe sê ek vir hom, baie mooi nie soos wat ek het nou vir jou sê nie, maar dit kom daarop neer, jy is hoogmoedig. As die Here homself verneder en hom jou vader noem, hoe kan jy sê jy aanvaar dit nie? Jy noem hom God. Maak ons nie sin nie. Hy bring verhouding in deur dit te doen. Dis wat die Here doen. Dis hoe awesome hy is. Kan jy dink wat op die Here se hart was toe hy die aarde geskep? Kyk, die aarde is geskep vir Christus. Kolossense 1:15-17. Nie vir my en jou heel eerste nie. Heel eerste vir Christus. Kan jy dink wat in God se hart was toe hy my en jou geskaap het om sy seun hier op aarde te volg? Kan jy dink wat se plan het God met my en jou as mensdom? Die grootheid daarvan. In Johannes 16:14 sê hy, of 14, is dit 14 of 24, net my brilletjies hier opsit, 14, Johannes 16 vers 14 sê hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Jy sien, die doel van die Heilige Gees is nie net emosie of 'n bietjie manifestasie nie. Dit maak Jesus groter, dit maak die woord lewendig in jou lewe, dit maak jou gebed kragtig, en dit maak jou aanbidding eg. Dit maak jou aanbidding eg. Dis soos twee mense, ons het nou oor 4 dae gepraat, maar dis soos twee mense wat oor vuur praat. Die een het gelees in 'n boek wat vuur is. Het jy al gelees oor wapens, maar jy het nog nooit 'n wapen afgevuur nie? Daar's 'n groot verskil tussen 'n jagter en 'n ou wat net lees oor wapens. Gee vir albei 'n geweer en sit hom in die veld en kyk wie kan hy geweer gebruik. Ek onthou toe ons gaan vir opleiding, ek het in 'n huis groot geword waar my pa het 'n .22 gehad. Maar ons het nie heeldag geskiet nie. So nou vir die eerste keer in my lewe moet ek nou skiet. Ons het 'n bietjie skyf geskiet op skool met ek dink ons op .22 of iets. Toe ons nog mag gedoen het. Toe dan nog kommandos en alles was. Maar nou staan jy vir die eerste keer met 'n 9 mm in jou hand en jy skiet. En as jy skiet, jou adrenalien laat jou bewe. Ek moes myself sê, haal nou diep asem. Blaas uit as jy skiet en toe skiet ek mooi in die kol. Maar daai eerste paar skote was maar, jy weet, van die adrenalien, jy's nie gewoon daaraan nie. Jy het nie die ondervinding daarvan nie. Dis een ding oor die Here te praat met teorieë en teologie. Dis 'n ander ding om 'n belewenis met God te hê. Ek weet ons dien nie die Here uit gevoel uit nie. Maar as jy weet waarvan die Here jou gered het, as jy tot daai plek in jou lewe kom wat jy besef, ek is totaal verlore. Ek het God absoluut nodig om my te red. Moet daar iets in jou hart gebeur? Moet daar 'n emosie wees as jy gered word? Ek is seker daarvan. Dis nie net 'n weet ek het 'n executive decision geneem, ek gaan nou die Here dien, hy gaan hom by my dagboekie inpas en nou gaan ek. Daar's iets van hy vat jou lewe oor en hy kom red jou en hy kom was jou skoon. Hy kom maak jou 'n nuwe skepsel. En dit gaan definitief emosie in jou. Ons almal huil nie ewe veel nie en ewe hard nie. Sê waarvan ek praat nie, maar jy gaan iets van die emosie beleef. Jy sien, ek kan lees oor vuur of ek kan 'n vuur maak en die hitte daarvan beleef. Net so met die Heilige Gees. Ek kan praat oor die Heilige Gees, maar beleef ek die warmte van die liefde van die Gees van God in my.
Ek wil jou vandag kom bemoedig en ek wil afsluit. Moenie tevrede wees met net godsdiens, net kennis, net tradisie. Wanneer die Here sy Gees wil uitstort. Wag op hom. Wag op die Here. Gee tyd aan die Here. Ja, maar ek weet nie wat om my tyd te maak. Jy weet nou, ek is nou so gewoond om die hele dag voor 'n skermpie te sit. Hoe nou, wat nou? Vat net jouself 'n bietjie weg. As jy dan op die skermpie is, gaan soek nou goed wat gaan oor die Here. Begin net op 'n ander manier te fokus. Doen dit net op 'n ander manier. Begin die Here te soek. Gisterand sit ek en nou kyk ek 'n program wat my nou so 'n bietjie gebind het. Nou kyk ek, nou is dit naderhand 8:00. Ek het nou lankal voorberei. En ek sê vir myself, okay, nou moet jy besluit. Los ek nou die TV aan of sit ek hom nou af? En ek gaan sit, ek sit hom af. My vrou sit in die bed, sy voel nie lekker nie. Kleinkind, kyk daar, een van die kleinkinders kyk daar by ons huil daar saam met ouma in die bed. En ek gaan sit net voor die woord. Ja, wat 'n awesome 2 ure om net te sit in die woord. Net rustig oor die woord te gaan. Niks jaag my nie. Ek hoef vir niemand iets te bewys nie. Niks. Net te sit in die teenwoordigheid van die Here en hom te beleef. That's life. Ek glo dis waar die Here ons almal wil hê. Die Here soek nie perfekte mense nie. Hy soek oop harte, honger harte, beskikbare harte. Dis so maklik dit is. Honger harte word gevulde harte. Die Heilige Gees is nie daar vir ervaring, maar om vir my en jou lewe te gee, 'n lewe van krag. En God wil jou nie net red nie. Hy wil jou vul. Hy wil jou vol maak van hom. En ek kan nie vir jou die resep gee daarvoor nie. Wragtig ek kan nie. Ek kan van ons mense uit sê, kom ons gaan vir jou bid vir doping met die Heilige Gees. Ons kan dit doen. Ons is fyn, ons kan dit doen. Ons gaan dit ook doen. Jy is welkom na die tyd uit te kom. Maar ek moet vir jou sê, God werk in sy tyd. Dis hoe hy werk. Ek wil ook vir jou sê, as jy vanoggend mense bedien, jy wat 'n bedienaar is, moenie sommer net wegval. Okay, ons begin by nommer 1. Jy weet, jy moet orde wees, ons begin by 1, ons werk deur na 10. As die Here vir jou mens nommer 7 wys, dan gaan jy soontoe, want dan beweeg jy in Kairos tyd, in God se tyd. En dis waar die deurbrake kom. Dis waar die Here werk. Ons is nie besig met massaproduksie nie. Ons probeer nie net 'n produk uitsit nie. Ons soek die aangesig van die Here. Jy sal sien baie keer as jy klomp mense hier voor staan vir bediening, ek begin net en ek gaan check op jou hande. Bid vir almal, gooi almal met salf. Hey, gaan ons, stampel om ons in self wil omval nie. Gaan ons nou. Jy weet. Mens doen nie dit nie. Ja, ek staan, ek wag, hoor by die Here. Vader, laat die Gees my lei wie ek eers moet bedien. Daar's nie performance daarbey betrokke nie. En dis gewoonlik die beste plek waar die Here werk. As daar nie performance by betrokke is nie. Net waar ek die Here vertrou. En dit gebeur baie keer, jy sal hier voorkom staan en dalk bid niemand vir jou nie. Of jy ontvang nie 'n woord soos 'n ander ou nie. Weet jy wat, is alright. Dis fine. Dan kom staan jy maar volgende keer net weer hier voor. Jou net aansoek na die Here. Moenie stop nie. Hou aansoek. Dit sal nie sommer gebeur nie, maar ek sê maar net. Moenie laat mense jou op 'n plek kry wat jy nie meer die Here soek nie. Soek die Here. Soek hom met alles in jou. Ek wil jou uitnooi na vanaand. Ons gaan vanaand ook mense bedien. Ek wil jou uitnooi na Woensdag aand. Dat jy regtig waar met 'n oop hart en 'n oop gemoed na die Here toe sal kom. Ek sê dan vir jou, my ondervinding, baie van ons het al lank die Gees van God in ons, maar omdat ons nie by die bekering uitkom nie, weet ons nie van hom nie. Baie keer moet ek net tot inkeer kom, en my wegdraai, van iets wat my fokus van die Here stuur, en die volgende oomblik sê jy sien die Heilige Gees is daar. Alex Didden, onthou julle toe Alex hier was, daar van Maurice Smit, toe hy by ons kom bedien het. Toe sê hy, as die Here vir jou 'n kar gee, as jou pa vir jou 'n kar gee, as hy vir jou, hoor jy seun, hier's vir jou kar, jy is nou in matriek, en gee vir jou kar. Nou môreoggend as jy opstaan, pa, waar is die sleutel? Ek wil skool toe. Nee, seun, ek kan nog nie die sleutel vir jou gee nie. Daar's die karretjie. Nee, wag, die sleutel kom eers later, so 3-4 jaar van nou af, né? As ek voel ek kan jou vertrou. En dis wat ons baie keer met die Here doen.
Die Here gee vir ons die voertuig van die Heilige Gees en ons dink hy het die sleutel weggegooi. Miskien klink my preek vir jou vanoggend deur mekaar. Al wat ek vir jou wil sê is, daar's 'n misterie aan die Heilige Gees. Moenie dit miskyk nie. Moenie met 'n program-based ding die Gees van God uitwerk nie. Ek is klaar met dit. Ek stel nie daaraan belang nie. Ek stel nie belang in airy-fairiness nie. Dis nie eg nie. Soek jy die Gees van God. Jy het heel eerste die verantwoordelikheid om dit te doen. En sien wat die Here vir jou gaan doen. Ons kan vir jou bid, want daar's verskeie maniere om gedoop te kan word met die Heilige Gees. Ek wil vir mense hande oplê. Die Heilige Gees kan val terwyl die woord bedien word. Jy kan die Heilige Gees ontvang terwyl jy deur die doopwater gaan. Jy kan die Heilige Gees by die huis ontvang. Jy kan die Heilige Gees in jou stilte tyd ontvang. Jy kan hom ontvang as jy op jou knieë voor die Here staan, op jou aangesig voor die Here lê en sê, Here, ek kom vul my. Daar's soveel maniere. Maar ek en jy moet op 'n plek kom wat ons wegdraai van dit wat ons fokus steel. Die disippels, ek sê met 10 dae gaan sit en wag vir die Here nie. Dit is 'n kind of cool geweest het as ons dit kon doen. Maar miskien soek die Here net daai 10 minute van jou, wat jy net so 'n bietjie jou fokus van multimedia of die sosiale media wegvat, of van dinge wat jou pla om jou. Net sê, Here, hier is ek. Wag op die Here. Wag op hom. En jy sal nie spyt wees nie. Amen. Prys die Here. Ek bly julle het gesê amen, anders het ek aanhou bedien. Tot iemand amen sê. Ons gaan 'n laaste song saam sing, Stefan, en dan gaan ons 'n laaste gebed doen. As jy enige gebed verlang, kom na die tyd uit. Ons gaan saam met jou bid hiervoor. Hier is 'n span wat saam met jou gaan bid. Kom ons sing.